Goeiedag geliefdes, het is my wonderlik om u weer te verwelkom by die woord van die Here. Ons is besig met Psalm 119. En ons staan vandag stil by 121ste vers. 'n Baie kort ou versie, maar met 'n geweldige impak wat dit op elkeen van ons se lewens het. As ons net 'n oomblik wil stil staan en net wil ontleed wat die psalme sê en dit toepas op ons eie persoonlike lewens, dan sal ons die impak van hierdie uitspraak van Dawid moontlik baie meer ter harte neem en sal ons laag voor die Here buig, ook wat ons eie lewens aanbetref. Luister wat sê hy. Hy sê, ek het reg en geregtigheid gedoen. Gee my nie oor aan my verdrukkings nie. Geliefdes, hierdie is 'n geweldige woord. As die psalme sê, ek het reg en geregtigheid gedoen. Om persoonlik in jou eie lewe te sê, dat ek het in geen opsig onreg in my lewe toegelaat, ek het in geen opsig reg en geregtigheid uit my lewe uitgebaan nie. Alles wat ek gedoen het, in woord of in daad, was reg. En ons kan maar baie prakties raak daaroor, ook in ons eie persoonlike lewe om daaroor te dink en te sê, Here, ek was eerlik en opreg, en ek het volgens die geregtigheid van God opgetree in alles. Kom ons wees prakties. Ek het geen bedrog gepleeg nie. Ek het nêrens leuns vertel nie. Ek was nêrens oneerlik nie. Ek het nêrens verkeerd gehandel nie. Ek het oral waar ek opgetree het reg en geregtigheid gedoen. Ook wat my medemens aanbetref. Ek het nooit iemand onderkruip nie. Ek het niemand onderdruk nie. Ek het nooit iemand verdruk en iemand laat swaar kry deur dinge wat ek gedoen het nie. Dis 'n geweldige uitspraak om te maak. Ek het reg en geregtigheid gedoen. Wat sê my gewete vir my, as ek hierdie woorde lees, kla dit my aan voor God, dat daar kurkproppies opspring waar ek weet dat ek nie reg gedoen het nie. Waar die Heilige Gees my oortuig, dat ek nie die geregtigheid van God en die eerlik opreg in my lewe laat geskied het nie. Kom ek noem vir u 'n voorbeeld. En ek het al vroeër in een van die boodskappe daarna verwys. Ek het 'n man in een van my gemeentes gehad, wat 'n slaghuis gehad het. Dan gaan hy in die area uit en hy gaan koop beeste om in sy slaghuis te hanteer en te verkoop aan die publiek. Hy het by 'n ou swart man gekom en vir hom gevra, hoorie, wil jy van jou beeste verkoop? Ja. Hoeveel wil jy hê vir jou beeste? Hierdie ou swart man het gesê, ag, so R400. En toe antwoord hy, my man, jy is mos laf. Hierdie beest van jou is ten minste R800 werd. Ek sal my wins in die slaghuis gaan maak. Ek het nie nodig om jou onkunde uit te buit nie. Here, ek het reg gedoen en ek het geregtigheid laat geskied. Dit is nie regverdigheid nie. Dis nie om jouself regverdig te verklaar nie. Dis net om voor God te buig en vir die Here te sê, Here, ek het gedoen wat reg is en ek het gedoen wat pas by die geregtigheid van God. 'n Belydenis wat Dawid vir God sê. En dit maak dit so geweldig. Dis nie iets wat ek vir jou sê nie, dis iets wat Dawid vir God sê. Here, ek het reg en geregtigheid gedoen. Die God wat al sy dade ken, die God wat sy gedagtes ken, die God wat sy motiewe ken, hy bely teenoor hierdie God dat ek ten alle tye reg en geregtigheid gedoen het. Geliefdes, dit gebeur in almal van ons se lewe dat ons faal. Dat ons nie aan hierdie eise voldoen nie. Maar dan het God vir ons 'n uitkoms geskenk, naamlik in hierdie woordjie bely. Wanneer ek dan nie reg en geregtigheid laat geskied het nie, wanneer ek met onreg
teenoor enige mens of in enige situasie opgetree het, bely dan jou oortredinge. Gaan stel dan reg waar jy 'n fout gemaak het. En dit sluit restituisie in. Want ek met iemand moet gaan praat om te sê, ek het nie reg teenoor jou opgetree nie, ek het moontlik agter jou rug teenoor jou oortree, en die Here wil hê ek moet met jou praat daaroor en dit by jou bely. Daar's ou teksie in Jakobus wat sê, bely mekaar julle sondes, julle oortredinge, sodat julle gesond kan wees. Hierdie is geweldige woorde wat die Psalme sê, want dit beteken maar weer die goue reël. Doen altyd aan ander mense soos jy aan jouself gedoen sou wou hê. Moet nooit aan iemand anderster iets doen wat pyn en onreg is, wat jou sou seermaak indien dit aan jou gedoen is nie. Selfs al is dit ten koste van jouself. Here, ek het reg gedoen. Kom ons kyk na 'n Bybelse voorbeeld. Daar is 'n Israeliet deur rowers oorweldig. Hy lê langs die pad en hy's in 'n patetiese toestand liggaamlik. Hy's gewond. Hulle het hom beroof van alles wat hy het. Hier kom die priester verby en die priester sien hom. Die priester sien wat hom getref het, maar die priester stap so met 'n ompad by hom verby, so asof hy sê, ou maatjie, ag genade vir jou, ek bid vir jou, hoor. Net daarna kom die leviet, nog 'n kerkmens verby. Kyk na hom en sien hom in sy ellende en stap by hom verby en sê, goeiedag my ou maat, ek dink aan jou. Maar dan kom daar 'n Samaritaan verby, die vyand van hierdie man. Hy klim van sy esel af. Hy verbind hierdie man se wonde. Hy laai hom op sy esel en hy vat hom na die naaste herberg toe, hospitaal toe en sê, sorg vir hierdie man, maak hom gesond. Ek betaal die rekening. En as ek terugkom en daar nog fonds uitstaande is, sal ek dit ook betaal. Die Here Jesus vra, wie het reg gedoen? Die twee wat by hom verbygeloop het terwyl hom in sy ellende sien, en dit nie die moeite werd geag het om hulle hand oop te maak vir hom nie, of hierdie Samaritaan wat sy hart oopgemaak het en vir hierdie man 'n hand uitgesteek het. Geliefdes, ek en jy moet na hierdie baie sterk woorde luister. Reg en geregtigheid. Weet jy, ek lees Jesaja 58 en dan hoor ek die woorde van die Here wat sê, is dit die vas wat ek verkies, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afval die stroppe en die juk, en laat vry weggaan die verdruktes en elke jukstuk en breek? Is dit nie dat jy jou brood breek vir die wat honger het, en ellendelinge en swerwelinge in jou huis bring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie. Dan sal jou lig deurbreek soos 'n dageraad, en jou genesing uitsprei. Die onreg wat ons aan ander mense doen, sien God. Ja, daar in die 58ste hoofstuk maak hy 'n uitspraak en hy sê, daar is bloed aan julle hande. Julle is skuldig voor God, dat julle nie opgetree het en reg en geregtigheid gedoen het nie. Ek sê weer vir u, dit is geweldige woorde. Dis nie goedkoop woorde nie, dit is, Here, ek het altyd reg opgedraai. Ek het dieselfde mate en maatstaf gebruik in alle omstandighede. Of dit nou my familie was, of dit my slaaf was, of dit 'n vry man was en of dit 'n gebonde man is. Die mate waarmee ek mense hanteer het, was altyd net met die een woordjie reg. En dan met die andere woord geregtigheid. Dit wat God sy stempel op sou kom plaas om te sê, jy het reg gedoen. Onthou jy die uitspraak van Jakobus 2 vers 1? Julle kyk in die kerk na die man wat met sy weelde en met sy pragt en praal in die kerk inkom en julle gee vir hom die sagte, mooi sitplekke in die kerk. En dan kom die arme man in en julle sê vir hom, jy moet maar daar agter in die kerk vir jou 'n plekkie soek en kyk maar as jy 'n staanplekkie kan kry. Het julle nie 'n oordeel gevel oor die mens nie?
Julle het nie reg gedoen nie. Want hierdie arme man is ook kind van God. Is ook iemand wat die Here Jesus liefhet. En hy lewe moontlik in 'n nouer verhouding met die Here as die ryk man. Want is dit nie juist die ryk mense wat julle verdruk en wat eise stel aan die kerk en hulle sin wil hê nie. En die arme man wat eenvoudig met God saamlewe, julle het die reg verdraai. Julle het voordeel getrek uit sekere mense. Julle het sekere mense voorgetrek bo ander mense. Dis nie reg nie. Dit sal nie die geregtigheid van God verdra nie. By God bestaan daar nie soos bloed is dikker as water nie. By God is daar een woord. Of dit jou slaaf is en of dit jou huisgenoot is, het jy reg teenoor hom opgetree. Of dit my kind is en of dit my diensknegt is, het ek reg opgetree. Want geliefdes, kom ek en u kyk net 'n oomblik daarna. God het alles geskape. God het jou geskape, God het die ander mens ook geskape. God het aan elkeen van hulle lewe gegee. God het jou net meer bevoordeel dat jy het wat ander nie het nie. Maar as dit nie die genade van God was nie, dan was jy in die diepste van ellende. Nou kom 1 Korintiërs 4 vers 7 en sê, wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Waarom is jy aanstellerig? Waarom ag jy jouself beter as ander mense? En dan omdat jy jouself beter ag, is daar 'n hoogmoedige hart in jou, dit wat God haat. En dan tree jy nie met reg en geregtigheid op nie, maar slaan jy die sweep en mense moet spring en regmaak. Weet jy, self die natuur het 'n stem voor God. En die manier wat ek en u met God se natuur omgaan, moet ons ook die vraag vra. Doen ek reg teenoor die natuur wat God vir my daar gestel het? Is God tevrede met die wyse wat ek met die natuur omgaan? Ag, dit is my so geweldig, as hy daar in Romeine sê, die natuur roep tot God, hulle kry swaar. Is 'n onhoorbare stem wat ek en jy nie hoor nie, maar God hoor die natuur praat. Ja, ek en jy moet oplet en altyd vir onsself die vraag vra, Here, is dit reg? As ek praat oor reg en geregtigheid, moontlik moet ek 'n ander woord daarby voeg, wat vir u en my net sal help. Is alles wat ek doen waarheid? Onkreukbare, eerlike waarheid. Geen draai nie, geen verdruksels nie, geen kromdraai nie, 'n reguit antwoord en 'n reguit pad. Ja, ja, nee, nee. Alles wat meer as dit is uit die bose. Daarom as ek praat ek altyd die onkreukbare waarheid, waarop die geregtigheid van God gestempel sal word. Waarheid in alles wat ek doen. Ek verdraai nêrens die waarheid nie. Ek krenk nie die waarheid deur net so ietsie by te voeg nie. 1 Johannes 2 vers 1 het 'n woord wat sê, daar is geen leuen in die waarheid nie. Ek kan ook vir u omdraai. Daar is geen waarheid in 'n leuen nie. Daarom bestaan daar nie 'n halwe waarheid nie. Dis 'n leuen. Daarom bestaan nie wit of swart, grys nie. Daar is wit of swart. Dis of ja of nee. Doen ek wat God sê? Het ek reg opgetree in elke situasie, teenoor my vrou, teenoor my kinders, teenoor my werkers? Sal God sy stempel daarop plaas en sê, geregtigheid. Weet jy, ek het self gedink, net aan daardie uitspraak van 1 Johannes. Wie is hierdie God, wat sy geregtigheid, sy stempel op my en u lewe moet plaas? Hoor hoe beskryf Johannes hom. God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. En dan sê hy, as ek sê dat ek met God gemeenskap het, maar in die duisternis wandel, die onreg doen, die verkeerde doen, dan lieg ek en doen nie die waarheid nie. Maar as ek in die lig kom,
in God se lig en in die lig van God kom wandel, dan het ek en God gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Selfs agteraf praat, skinder oor iemand. Kan ek vir jou lees wat sê die Bybel? Hoor wat sê hy. Jou mond laat jy los in boosheid en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat teen jou broer. Die seun van jou moeder beskimp jy. Hierdie dinge het jy gedoen. En sou ek swyg? Jy dink ek is soos jy. Ek gaan jou straf en dit ordelik vir jou vooroorstel. Verstaan tog, o God, vergeters, sodat ek nie verskeur sonder dat iemand red nie. Wandel in reg en geregtigheid. Daar in Genesis 17 vers 1 het die Here 'n baie kort woord aan Abraham gesê. Abraham, wandel net voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Here, ek het reg en geregtigheid gedoen. Ek het gedoen wat die waarheid is en ek het nie onreg in enige wyse in my lewe toegelaat nie. En weer eens, daar waar dit gebeur het ek gehaas na die troon van genade om vergifnis te vra en belydenis gedoen van my sonde, ook teenoor my medemens teenoor wie ek oortree het. Te gaan restituisie doen. Ek het verkeerd teenoor jou opgetree. Ek moet vir jou sê, ek is jammer. Kom ek gaan na iets wat my pla in die tyd wat ons lewe. Taalgebruik. Is my taalgebruik reg? Sal God sy stempel plaas op die wyse wat ek praat, die taal wat ek praat? As ek hoor die grappe, as ek hoor die taalgebruik wat kindertjies van die Here doen, wat walglik in die oë van God is, en dit pla hulle nie meer nie. Here, ek het reg gedoen. Verstaan u dan die Psalme se woorde, as hy daar in Psalm 15 iets sê? Hy vra, wie mag vertoef in die tent van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, wat met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong, sy vriend geen kwaad doen en geen smaakhede uitspreek teen sy naaste nie. Hy mag woon in die tent van die Here. Here, ek het reg gedoen. My gewete kla my nie aan nie. My hart is stil, dat daar nie onreg teenoor u of onreg teenoor my naaste gepleeg is nie. My hart is stil voor u, Here. Is my taal dit wat God sal behaag? Psalm 19 vers 15 wat ek al so baie vir u gekwoteer het. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart, o God, u tog welbehaaglik wees. Die woorde van my mond en die gedagtes, die oordenking van my hart. Ek het gedoen wat u sê, sê die psalmis. Ek het gedoen. Daarin lê die waarheid. Om net te weet ek is oortuig, die woord van God het met my gepraat, ek weet ek het gesondig en niks daaromtrent te doen nie, is dwaas. Jy moet belydenis doen, jy moet voor God gaan sê, Here, ek is jammer. Geliefdes, u weet ek het daaroor gedink. Elke een van ons gaan voor God staan. Ons gaan elkeen rekenskap gee van wat ons in die liggaam gedoen het op aarde, goed of kwaad. Die psalme sê, Here, ek het reg en geregtigheid gedoen. Ek het reg voor God gewandel. Ek het my lewe in die reine met God gehou. Ek het myself gevra, ek wonder as God uitspraak oor my lewe moet maak, wat sal hy sê? Dink aan wat hy het van Job gesê. Daar is niemand op die aarde so regverdig soos my knegt Job nie. Wat het hy van Nathaniel gesê? Daar is 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Wat het hy gesê van Abraham?
Abraham is die vriend van God. Wat het hy gesê van Dawid? Dawid is 'n man na die hart van God. Wat het hy gesê van Henog? Henog het God behaag en Henog het met God gewandel. Wat het hy van Maria gesê? Wat sy kon, het sy gedoen. Ek wonder, wat sou hy van my sê? En dan kry ek so 'n skaamte en 'n benoudheid oor my hart as ek luister wat Samuel vir die volk van die Here sê. Staan voor die volk en hy sê, is daar enige iemand wat enige klagte teen my inbring, dat ek julle op enige wyse skade gedoen het of leed aangedoen het. Die hele volk staan voor hom. Sê vir my of daar een van julle is teenoor wie ek nie reg opgetree het nie en ek nie geregtigheid toegepas het nie. En die volk getuig om te sê, daar is niemand, daar is niks wat u teenoor ons oortree het nie. Ek dink aan Paulus se getuienis. As hy sê, julle is my getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle. Julle is ons getuies, maar God is ook my getuie. Hoe heilig en regverdig en onberispelik ek my gedra het teenoor julle. Elke een van ons behoort te kan sê, volgens 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolger soos ek dit ook van Christus is. Ag geliefde, daar is sulke mooi skrifgedeeltes. En ek noem hulle vir u dat u net weer hoor wat sê God. Filippense 3 vers 15. Dat julle onberispelik en opreg sal wees. Kinders van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn, soos ligte in die duisternis. Kinders van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn, soos ligte in die duisternis. Dit is jou en my roeping. 2 Korintiërs 2 vers 14 en 15. God sy dank wat ons altyd laat triomfeer. En die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Is dit ek? 'n aangename geur. Lewe ek reg en lewe ek by die stempel van die geregtigheid van God in my lewe. En op grond van hierdie belydenis sê hy dan, Here, gee my nie oor aan my verdrukkers nie. Here, asseblief bewaar my van mense wat my lewe soek om dit te verdelg. Verdrukkers wat wil kyk of hulle my nie in benoudheid kan plaas nie. Here, ek sê vir u, ek het reg en geregtigheid gedoen. My hart is stil voor God. Die glimlag van God is oor my lewe. My getuie kla my nie aan nie. Daarom kan ek vir u vra, bewaar my asseblief. Dat mense my nie sal verdruk, dat ek nie in ellende bevind sal word nie, maar dat ek die genade aangesig van God oor my sal skyn. En dat God sy getuienis oor my lewe kan roep. Daar is 'n kind van die Here, wat opreg en eerlik wandel, wat volgens die geregtigheid van God optree. Geweldige woorde, maar ons kan so vinnig daaroor lees, of ons kan dit vir 'n oomblik sit bepeins. Daarom gaan ek stadig deur Psalm 119, wat hierdie woorde vind 'n inslag in my hart, en moet ek my eie hart ondersoek om te sê, Here, kwalifiseer ek om dit vir God te kan sê, ek het reg en ek het geregtigheid gedoen. Daarom, Here, asseblief bewaar my. Ek bid vir jou, bid ook vir my. En al wat ek jou vra is, maak jou hart stil en hoor of God vir jou iets sê, waar jy nie reg opgetree het nie.
wat die Heilige Gees jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, waar jy weet dat jy God ongehoorsaam was. En geliefdes, bely dit voor God, want die Here sê vir ons, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy nooi ons. Al is jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Al word dit rooi soos purper, ek sal dit maak soos sneeu. Kom net en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Moenie in ongehoorsaamheid lewe nie. Moenie vrede maak met dinge in jou lewe wat nie reg is nie, wat nie die stempel van geregtigheid dra nie. Bely dit voor God en bely dit voor mense. Want as jy jou sonde voor mense bely, dan sal hulle weet wie jy is. Dis 'n man wat met God wandel. Dis 'n man met 'n rein gewete. Dis 'n man met 'n sensitiewe gewete. Dis 'n man wat in eerlikheid wandel en dan sal hulle jou kan vertrou. Want hulle sien hoe jy lewe. Jy laat nie onreg in jou lewe toe nie. O, ek bid dat die Here se heerlikheid oor jou sal skyn en dat jy die genade van God oor jou lewe mildelik sal ervaar. Goeiedag vir u, totdat ons weer saam met mekaar kuier en die Here seën vir u mildelik. Goeiedag, geliefde.